'n spesiale woord van welkom sê aan my ma, Dina Grobler, sy kuier so 'n bietjie. Gee haar net 'n lekker hande klap. Sy kuier so 'n bietjie hier, maar sy gaan my ook help vanoggend. Ek dink eintlik sy is die een wat die kragtige deel van die boodskap gaan deurbring. So sy is 'n keramiekkunstenaar, eintlik 'n pottebakker. Hoe lank doen ma dit nou? Vandat ek 3 jaar oud is, so sê maar 26 jaar terug, het sy begin daarmee. En sy het wonderlike gawe om te kan skep. Sy gee klas en sy maak beelde. So dis lekker om haar hier vanoggend te hê, en ek dink julle is in vir 'n lekker verrassing ook vir dit wat sy ook vir ons gaan wys vanoggend. Here, dankie vir u woord wat na ons toe kom. As 'n gawe wat u vir ons gee. Heilige Gees, dankie dat u in ons woon, dat u die een is wat vir ons bril gee om te kan sien, verstand gee om te kan verstaan. Here, kom spreek tot ons vanoggend, elkeen van ons waar ons is. Mag ons die stem hoor. Amen. Die teks wat ek vanoggend gaan lees is uit Jeremia hoofstuk 18, vers 1 tot 12. En die eerste stuk daarvan is nogal 'n bekende gedeelte oor die klei in die hand van die pottebakker. Maar dit is miskien belangrik dat ek net eers so 'n bietjie konteks gee oor waar Israel, die volk Israel hulle self bevind as ons hierdie verse lees. So in hierdie tyd, die begin van die 6de eeu voor Christus, was die volk bedreig gewees deur die Babiloniese magte. En is die tyd net voor dit wat ons die Babiloniese ballingskap dan nou noem. En in 586 voor Christus is Jerusalem heeltemal verwoes deur koning Nebukadneser, en Israel het die grootste treur en ellende ingegaan dat hulle weggevoer is uit hulle land uit. Nou die teks wat ons lees uit Jeremia, die gebeure vind plaas net voor hierdie ballingskaptyd. En dit dien eintlik dan as 'n waarskuwing en 'n aanmoediging vir die volk om terug te draai na die Here toe. Hy is die God, die skepper wat enigiets kan doen, wat uit enige omstandighede vir die volk 'n nuwe begin kan gee, maar hy roep hulle op om hulle self voor hom nederig te maak en tot bekering te kom en te luister na dit wat hy vra. So as ons hierdie verse lees, aan die een kant is dit die Here wat 'n waarskuwing gee vir sy volk, maar aan die ander kant en belangriker nog, is dit eintlik 'n uitnodiging en 'n geleentheid vir 'n nuwe begin. Kom ons lees saam daar uit Jeremia hoofstuk 18. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak gereed en gaan af na die pottebakker se huis. Daar sal ek jou my woorde laat hoor. Ek het toe afgegaan na die pottebakker se huis. Hy was juis besig om iets op die pottebakkerswiel te maak, maar die houer wat hy besig was om van klei te maak, het onder die hand van die pottebakker misluk. Hy het toe 'n ander houer gemaak, soos die pottebakker dit goed gedink het om te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom: Is ek nie in staat om soos hierdie pottebakker met julle te maak nie, huis van Israel? Is die uitspraak van die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel. Een keer dreig ek om 'n nasie en 'n koninkryk uit te ruk en af te breek en ten gronde te laat gaan. Maar as daardie nasie teen wie ek die bedreiging uitgespreek het, hom bekeer van sy boosheid, sal ek jammer wees oor die onheil wat ek beplan het om hom aan te doen. 'n Ander keer sê ek oor 'n nasie en 'n koninkryk dat ek dit sal bou en plant. Maar as hy doen wat verkeerd is in my oë deur nie te luister na my stem nie, sal ek jammer wees oor die goeie wat ek gedink het om aan hom te doen. Sê dan tog vir die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Here, kyk, ek maak onheil gereed vir julle en beraam planne teen julle. Draai tog terug, elkeen van sy verkeerde pad, en laat julle doen en late goed wees. Maar hulle sal sê, te vergeefs, want ons eie planne wil ons volg, en elkeen van ons wil volgens die verstoktheid van sy eie bose hart optree. Soos klei in die hand van die pottebakker. Nou vir my, wat ek vanoggend wil doen, is ek wil graag 3 oomblikke van vorming uitlig in die proses van
hierdie pot wat dan nou gemaak word. En dis 3 metaforiese oomblikke wat van toepassing was op die volk Israel, wat vir ons ook vandag van toepassing is. Die eerste oomblik van vorming sou ons kon noem oorbegin. Ons lees daarvan hier in vers 4, Jeremia 18 vers 4. Maar die houer wat hy besig was om van klei te maak, het onder die hand van die pottebakker misluk. Hy het toe 'n ander houer gemaak, soos die pottebakker dit goed gedink het om te maak. Nou, ma gaan my nou help vanoggend, nee. Ja, So ek het ma help jou gesien graag. wat sê die eerste gedeelte van die vers 4. Ja. So gaan jy hom kom Kan ek keer maar? maak. Jy kan maak. Okay. So wat ons lees in die gedeelte is dat Jeremia gaan in en dan sien hy hoe die eerste beeld wat die pottebakker gemaak het tot niet gaan. Dit is nie 'n baie nice ding wat ek nou gedoen het nie, nee. Nou wil ek net sê my ma is baie vaardig, so dis daarom nie 3 dae se werk wat nou tot niet is nie. Maar ek kan eers afsit hierso. Okay. So hierdie mislukking dan nou van hierdie pot is in hierdie gedeelte vir Jeremia van toepassing op die volk Israel. Die Here roep hulle keer op keer. Hulle draai hulle self terug na hom toe en dan word hulle weer afvallig. Enigeen van julle wat al die Ou Testament gelees het, as jy 1 en 2 Konings gaan lees, sien jy dit veral. Hier's 'n koning wat naby aan die Here leef en dan sal weer een wat afvallig is van die Here en weer een wat naby leef en weer een wat afvallig is. En so oor en oor en oor in die geskiedenis van Israel herhaal hierdie proses homself van mislukking en God wat dan weer nuut met die volk begin. Maar die wonderlike is dat die tweede deel van die vers is dat dit nie die einde is nie. So, okay, nou wil ek vir my vra, hierdie stuk klei wat ek nou vernietig het, die pot wat nou tot niet is, hoeveel keer kan mens die klei weer gebruik? Ontelbaar vir ewig 1000 miljoen keer. So, as ek dit nog 50 keer doen, gaan maar dieselfde Ek gaan klei nog kan self gebruik. dit steeds kan gebruik. Dit moet net 'n bietjie water in hê en dit moet nog steeds elasties wees. So, julle hoor, nee? Ek moet dit versorg. So gaan ek dit vir my kinders se kinders nog kan gee om te gebruik Ja, as dit ja, in die ja. regte Ja, kondisie. ons gaan dit begrawe in jou agterplaas en dan kan hulle pottebakkers word. Ons bly in 'n pastorie, is dit nie 'n agterplaas nie, maar dit so hierdie klei wat God gemaak het, Ja, uit die aarde. kan oor en oor en oor en oor en oor en oor weer gevorm word en weer gebruik word. En dit is die prentjie wat die Here vir Israel wil gee, dat al is hulle soos 'n stuk klei wat uit vorm uitgegaan het, wat in mekaar ingegaan het, kan hy steeds kies as pottebakker om iets nuuts en iets moois daarvan te maak. Nou ek weet nie van julle nie, maar die persoon wat my die meeste frustreer in my lewe is ek self. Is dit vir julle ook so? Beleef julle dit ook so? So ek frustreer julle ook die meeste. Is dit wat julle nou vir my sê? O, julle self. Okay, dit is wat julle dan nou bedoel. En dikwels voel ons soos 'n homp klei wat ons voel nie eintlik of ons lyk na iets nie. Net as ons begin shape, dan val alles weer mekaar en ons is geneig om so vas te kyk in ons mislukkings, ons onvermoë om te verander volgens ons. Wat ons hoor vandag is dat as dit van 'n stuk klei waar is, dat dit oneindig keer weer gebruik kan word. Hoeveel te meer kan die Here nie ons as mense, liggaam, siel en gees vat en van ons iets maak nie. Nog soveel meer ook mense om jou. Die mense wat jy liefhet, jou gesin, jou kinders, jou vriende, die naastes aan jou. Al lyk dit vormloos, hopeloos, kan God iets doen. En maak nie saak hoeveel keer ons val of misluk of foute maak nie. Weer kan God gaan en weer begin. Daar's altyd weer 'n oorbegin saam met God. En soos ek sê, as jy gaan en jy gaan lees die verhaal van Israel,
die volk, die Jode, dan sal jy 'n storie sien van 'n stuk klei wat gebou en afgebreek en gebou en afgebreek word, maar dit vorm en die Here gee nie op nie. Nooit gee hy op nie. Nooit is dit verby nie. En dis ons lewe ook. Dis nooit verby nie. Daar's nooit 'n laaste woord wat gespreek word oor ons wat sê nou het jy misluk, nou is dit klaar nie. Altyd gee God 'n nuwe begin, 'n oorbegin. Nou wat ons lees in die gedeelte is dat die pottebakker toe nou gegaan het en iets nuut gemaak het volgens dit wat sy gedink het goed is. Ek gaan nou maar van die pottebakker praat as sy, want dit kan mos wees. Is meer waarskynlik, nee. So wat ek dan nou vir Ma wil vra is wat wil Ma graag maak vandag? Ek dink ek gaan 'n kruik maak wat ons kan olie ingooi. Ja, ek gaan 'n kruik maak. Okay. So gaan ek nou doen. Ek dink Ma moet begin daarmee. Dit sal goed wees. So as julle kan sien nou hierso, as julle net mooi sal kyk, julle gaan nou sien hoe die beginvorming van die kruik dan nou lyk. Hierdie is 'n draaiwiel, né? Dis mos reg as ek Ja, 'n klei draaiwiel. 'n klei draaiwiel. Ja. Ek het vir die kinders gesê in die eerste diens, hierdie is 'n klei station. So ons het water nodig verseker. Ja, so dit moet plooibaar wees. Ja. So goed. So terwyl sy daar besig is met hierdie eerste fase, soos wat die beeld nou tot jou spreek, wil ek vra dat jy so 'n paar oomblikke van stilte vat. Jy kan kyk vir hoe my ma werk hier. Of jy kan jou oë toemaak, luister na die klank van die draaiwiel. Waar vind jy jouself soms of nou voel of jy bietjie vervorm het? En jy behoefte het aan 'n oorbegin saam met God. Word so 'n paar oomblikke stil en laat die beeld tot jou spreek. Ek gaan nou vir Ma kans gee om aan te gaan daar. Die tweede oomblik van vorming, ons kon sê die tweede beweging dan nou in hierdie teks wat ons sien is wat ek wil noem verharding. Nou klei, daai selfde klei wat julle daar sien, as dit droog word, dan word dit is nie meer plooibaar nie. So hierdie selfde klei wat hier is, wat sy nou besig is om aan te werk, wat op hierdie wiel draai, as dit uitdroog en dit verloor vorm, dan word dit hard en dan is dit breekbaar. Sien dit verkrummel letterlik tot niks. Ek meen jy kan niks daarmee doen nie. Ons lees hierso in vers 11 en vers 12. Sê dan nou tog vir die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Here, kyk, ek maak onheil gereed vir julle en beraam planne teen julle. Draai tog terug, elkeen van sy verkeerde pad, en laat julle doen en late goed wees. Maar hulle sal sê, te vergeefs, want ons eie planne wil ons volg, en elkeen van ons wil volgens die hardheid van sy eie bose hart optree. God gee vir die Israeliete 'n kans. Hy sê vir hulle, draai terug. Hy sê vir hulle, sien af van julle eie planne, sien af van julle bose paaie en keer terug na my toe. Maar dan antwoord die profeet dan nou eintlik en sê, te vergeefs, want ons sal ons eie planne
en ons eie wil volg. En elkeen van ons wil volgens die hardheid van sy eie bose hart optree. 'n harde hart. 'n harde hart. Dit is dikwels so in die lewe dat wanneer ons onsself weerstandig plaas teenoor God, dat dit lei tot gebrokenheid in ons lewe, nie dieselfde gebrokenheid wat ek wil sê deel is van ons mensheid nie, maar amper soos 'n geestelike droogte waar God se werk in ons eenvoudig nie voortgesit kan word nie, as gevolg van ons onbereidwilligheid om van ons eie wil afstand te doen, van die hardheid van ons harte af te sien. En dit dra dan uiteindelik gevolge, en die gevolg is nie straf nie. Verstaan my nou reg? Daar's geen straf wat teenoor Christene uitgegiet word nie. Maar dis eenvoudige oorsaak en gevolg. Wanneer ons volhard in dit wat ons harte laat uitdroog, wanneer ons volhard in ongehoorsaamheid, dan bring dit weerstandigheid in ons lewe. Ons word onplooibaar. Ons kan nie gevorm word nie. En dan kyk ons dikwels na die stukke van ons lewe, want ons maak baie droog. Droog, nee? Dankie maat, maak my droog grappie lag. En dan het ons 'n probleem, want as ons so daarna kyk, ek meen, dit lyk of dit te laat is. Want wat gaan ons hiermee doen? Wat kan ons doen met die stukke van ons ongehoorsaamheid? Iets wat reeds misluk het, iets wat reeds gebreek het. Nou wil ek vir Ma vra, en ek hoop Ma kan my 'n goeie antwoord gee. Is daar nog iets te maak hieraan? Ja, die wonder van klei is dat ons die klei kan vat en dit net weer in water sit. Ek sit dit gewoonlik in reënwater. Hoekom reënwater? Want Omdat reën- dit ook grond in het. Dit nie kloor in nie. Jy sien. En dan gooi ek die water af en dan sit ek die klei 'n bietjie in die son en voilà, dan maak ek die volgende pot daarmee. So dit is ek cheat nou so 'n bietjie hier, maar hierdie is dan nou hoe dit na ruk sal lyk, Ja. nee, as dit nou lank gelê het in die Ja. water. en Yes, dan maar gaan ek hierdie is dit nou 'n baie groot gemors. nou gaan jy dit op die gips sit. Wag, kom ek help jou. Dan sit. So So dan is kom dit op die gips. Okay. Gips word ook Dit wat julle gemyn sien, so uit die daai aarde. gebreekte stukke word dan nou weer dit is nie nou net so vinnig gebeur nie, maar na ruk as dit dan nou daar binne lê. En dan sit 'n mens dit op so 'n droë 'n gipsblad gipsblad. of op 'n klip. Dan lyk dit nou so. So as jy 'n los gipsblad by die huis het terloops, dan kan jy nou daar vir jou 'n Nou julle, dit het my baie laat dink aan die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Die Gees is natuurlik uitgebeeld in die skrif deur water. Jesus wat praat oor as die Gees werk, is dit so strome lewende water wat uit ons binneste uitvloei. En wat die Gees dan doen is, die Gees kan dan klipharte van vlees maak. Die Gees kan daar waar hierdie broosheid en weerstandigheid is weer nuut skep. Maar dis nie net water wat klei nodig het nie, wat is nog iets wat klei se kwaliteit verander? Ja, as jy die klei uitgrawe uit die aarde, dan is dit vol impurities, onsuiverhede. Maar ek praat altyd Afrikaans hier, so asseblief. Ek gee nog klas, dan vergeet ek die Afrikaans. So dan moet jy al daai onsuiverhede is so stukkies klip en stokkies en allerlei goedjies, en dan moet mens ook altyd die klei opwarm. Die klei het nodig dat jy moet opwarm en hom moet brei en hom jy weet om elasties te kry. So ek sê altyd dis vreeslik, jy weet ek het baie mooi met jou pa gewees in my lewe, want as ek nou gevoel het ek kan nie meer nie, dan brei ek of ek gooi die klei, dan sê ek hallo my liefie. Dan is ek weer reg. Ek moet sê ek onthou dit nogals uit my kindertyd. Dit as my ma klei begin brei, dan gooi sy dit so op die vloer neer. Ek warm dit mooi op. Ma's beter nou. So wat ons hoor is dat selfs die hardste klei kan weer omskep word, né? So die Heilige Gees in ons skep in ons hierdie vermoë om weer plooibaar te wees. En die Heilige Gees wat heilig is, maak ons heilig. Onreinheid, onsuiverheid, vuilheid, kom haal hy uit, maak hy skoon. Skep in ons 'n plooibaarheid, 'n
'n buigsaamheid, sagheid, om gevorm te word soos wat God ons wil vorm. So in die eerste gedeelte wou ek vir julle wys dat ons mislukkings maak nie dat ons nie bruikbaar is vir God nie. Steeds gaan hy kan werk aan ons. Maar ook ons sondes en ons weerstand, ons opsetlike weerstandigheid teen God. Daar's ook genesing, terugkeer na dit. Maak nie saak hoe erg die gevolge was nie. Die Gees kom weer en maak nuut, maak heilig, skep weer in ons 'n nuwe geleentheid. En dan die derde oomblik van vorming in hierdie gedeelte, die laaste een wat ek wil uitlig, is dan die gedagte van 'n skepingsdoel. Nou wat ek en jy nou nie weet nie, is dat hierdie pottebakker sit nou hier, en al kan ons nie die eindprentjie sien nie, ons sien die proses en ons sien waarmee sy besig is, maar net sy weet hoe dit uiteindelik gaan lyk. En sy het 'n spesifieke plan van wat sy daarmee uiteindelik wil doen. Hier in vers 6 lees ons wat die Here sê, is ek nie in staat om soos hierdie pottebakker met julle te maak nie, huis van Israel. Is die uitspraak van die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel. Maar nou besig om ek sien uit 'n lippie nou waar ek kan goed uitgooi. So ek gaan 'n lippie kry. So nou begin ons sien dit word nou iets wat 'n spesifieke doel het, né? Dit was nou tot nou toe 'n pot, nou kry dit 'n lippie wat vir mens wys hierdie ding is nie net vir mooi nie, dis bruikbaar. Ek is mal oor hierdie verwoording in vers 6. Hierdie retoriese vraag: is ek nie in staat om met jou te maak soos wat die pottebakker met hierdie klei maak nie? Dieselfde God wat die skepping tot stand gebring het, is hy nie in staat om iets besonders te maak van ons nie? Dieselfde kragtige werking wat vir Jesus Christus uit die dood uit laat opstaan het, dit is werksaam in ons. Is God dan nie in staat om wonderwerke te doen in ons lewens? Transformasie te bring in ons nie? Uiteindelik het die Skepper 'n doel met dit wat hy of sy maak. En vir my uiteindelik word dit in Romeine 8 vers 29 word God se doel met ons, hoe hy ons wil vorm, uiteindelik vir ons baie mooi in een sin eintlik gegee. Hy het hulle wat hy reeds tevore geken het ook vooruitbestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. Dit is die manier hoe hierdie vers dit eintlik vir ons sê, is eintlik presies die beeld van iets wat gevorm word soos op 'n pottebakkerswiel. So hierdie gelykvormigheid is soonmorfe. Morfe is soos morfose vorm, soon is saam. So ons word saam gevorm of gelyk gevorm aan die beeld, en daai woord beeld beteken verteenwoordiging. Dit is ook die woord wat gebruik word om na 'n standbeeld te verwys. So wat hierdie vir ons sê is dat ons is besig om gevorm te word om dieselfde te lyk as die beeld van Jesus. Dit wat ons nie kan sien nie, wat die kunstenaar weet, wat die pottebakker weet, is hierdie proses wat God besig is om te werk in ons lewens in, waar ons die vrug en die karakter van Jesus uiteindelik dra. Maar nou is daar iets wat ek moet sê hieroor, en dit is eintlik waar die groot uitdaging lê. Kan ek sien wat is ma besig om te gebruik daar in ma se hand? Ja, sommer 'n toeltjie. Hy skerp, né? Ja, En dit wat ma nou doen is maak krap hom nou 'n bietjie. krap, nou, ek maak vir hom mooi patrone. Daar word toerusting gebruik. Soms is dit skerp. Soms is dit ongemaklik. En wanneer ons gevorm word na die beeld van Jesus Christus, dan gaan ons moet kan sê vir mekaar dat God se werkswyse daarmee is altyd om die goeie uiteindelik in ons te laat kom. Maar dit beteken nie dit gaan nie seer wees nie. Dit beteken nie dit gaan maklik wees nie.
Want ons gaan deurgaan wat Jesus Christus self deurgegaan het. Hy het in elke opsig gehoorsaamheid geleer om sy wil as mens, as God en mens op aarde ondergeskik te stel aan die wil van die Vader. Toe hy in Getsemane gaan bid het hy bloed gesweet. Hy het gebid en gevra, Here, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Hy is deur vuur gelouter en getoets. En so gebruik die Here dikwels seer kry, moeilike omstandighede, om ons te vorm na sy beeld. Dit kan nie gebeur as dit net gemaklik is nie. Dikwels werk die pottebakker sag en versigtig, en dit is eintlik altyd sag en versigtig. Maar die toerusting is soms skerp, en die buiging is soms groot. En dan moet 'n soepelheid en 'n inskikkelikheid wees vir die pottebakker om haar werk te kan doen. Uiteindelik is dit wat God in ons wil bereik, nie dat ons perfek moet wees nie, maar plooibaar. En dit is wat ek graag wil hê jy vandag moet onthou. Ek en jy is nog nie, ons is nog in wording. So ons hoef nog nie perfek te wees nie. En ons gaan nie in ons aardse lewe daar kom nie. Maar die Here roep ons om plooibaar te wees. Om te verstaan en te besef dat hy het 'n plan. Hy wil deur ons hardheid met ons werk. Maar uiteindelik is ons werk is eintlik om toe te laat dat hy die een is wat ons vorm. En as daar moeilike goed oor jou pad kom, wat jy nie altyd verstaan nie, kan jy weet dat dit God is wat besig is om met sy skerp toerusting ook iets moois te maak. En jy gaan sien, as jy na die tyd wil kom kyk, die mooi gedeelte is die detail, die fyn detail, is die goed wat met die skerp toerusting gemaak word. Is dit nie so dat hulle wat verlies ervaar het, dikwels die is wat die grootste medelee het, met hulle wat nou iets moeiliks deurgaan? Hulle wat die langste moes wag vir 'n uitkoms, word diegene wat die meeste geduld het. Dis dikwels die moeilike goed wat die Here gebruik, wat van ons 'n kruik maak, wat bruikbaar is. Nie perfek nie, maar plooibaar. En God vra van ons om onsself beskikbaar te stel, sodat hy sy werk in ons kan doen. Vriende, ek wil jou nou nooi, my ma gaan nou so mooi nog hier aan, dat daar waar jy sit, daar was 3 bewegings, 3 oomblikke van vorming, 'n oorbegin, 'n verharding wat weer sag word, en uiteindelik 'n skepingsdoel, waartoe elkeen van ons op pad is. Jy is nie sommer net hier nie. Daar is iemand wat agter dit staan, wat 'n plan het vir jou, om uiteindelik soos sy seun te wees. Wil jy uitnooi om 'n paar oomblikke van stilte te vat, en net jouself vandag te kom plaas voor die Here, en te reflekteer oor dit wat jy vandag ook gehoor het. Ja, Here, soos klei in die hand van die pottebakker, so wil ons in U hande wees, Here. Ons sien vandag die sorgvuldigheid, die sagheid, die doelgerigtheid waarmee die pottebakker hier werk. Soveel te meer U in ons lewens, Here. Sag en sorgvuldig met omgee, en waar die skerp toerusting gebruik word, in fyn detail, nie roekeloos nie, maar met 'n doel. Mag ons dit ook so beleef in ons lewens. Kom werk dit in ons harte deur die Gees. Amen. Maar dit is nog nie klaar nie, né? Mens gebruik
pottebakkers verwe wat alles van klei gemaak is en Ja. metale, dan gaan ek dit nog kleur gee. Jy kan mos nou sien ek is 'n kleurvolle girl. Hy gaan nie so bly nie. Nee. En dis eintlik die mooi waarmee ek wil eindig is om te sê dis mooi maar is nog nie klaar nie. Ons nog vele wat voor lê. Ja. En dit maak mense opgewonde vir wat die Here nog als wil doen in ons lewens en in die gemeente se lewe. Mag die seën van die Here jou ook vorm vandag, dat jy regtig sy liefde en sy genade en sy krag sal ontvang en ervaar en daai doel wat jy het gaan uitleef. So die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, die krag en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees en bly. Amen.